van my studie is hoofsaaklik om akademiese skryfwerk in Afrikaans te behou en dan verder te ontwikkel deur 'n nuwe woordeboek vir akademiese redigeerders saam te stel. So ek het in 'n vorige studie 'n teoretiese model vir 'n Afrikaanse aanlyn woordeboek vir akademiese redigeerdoeleindes ontwerp. En in hierdie studie het ek die model gebruik om 'n prototipe redigeerwoordeboek op te stel en sodoende dan die bereikbaarheid van die redigeerwoordeboek te toets. Okay, so ter inleiding 'n paar punte oor my agtergrond en voorafstudie. Die nagraadse studente aan hoër onderwysinstellings in die Suid-Afrikaanse konteks het volgens van afweging onvoldoende skryfvaardighede en 'n tekort aan navorsingsvaardighede en sodoende groei die aanvraag na die diens van akademiese redigeerders. So, hierdie redigeerders van akademiese tekste het verder 'n soort naskoolbron, soos 'n stylgids of normeringsbron nodig wat hulle kan raadpleeg om die nodige inligting oor onder andere kopieredigingsaspekte soos die korreksie van spel, tik en basiese grammatikale foute, as ook die nagaan van interpunksie en die uitwys van ontoepaslike woordgebruik te kry en dit dan sodoende konsekwent in die akademiese teks aan te bring. So, in 'n vorige studie het ek toe bepaal watter naskoolbronne hierdie redigeerders gebruik om konsekwentheid in akademiese tekste te verseker. So eerstens is daar vraelyste uitgegee aan 19 vryskut redigeerders van akademiese tekste om hoofsaaklik te bepaal watter redigeerbronne hulle gebruik en watter probleme of tekortkominge hulle ondervind met hierdie redigeerbronne. So die resultate het getoon dat die 3 bronne wat redigeerders die meeste gebruik is die handwoordeboek van die Afrikaanse taal, die Afrikaanse woordelys en spelreëls en skryf Afrikaans van A tot Z. En die grootste tekortkominge in hierdie bronne is dan nou vakverwante terminologie, omdat vakwoordeboeke verouderd en nie maklik toeganklik is nie. En dan het hulle ook 'n tekort aan meer leiding en ekstra voorbeelde wat spesifiek van toepassing is op die akademiese konteks. So ten einde het 97% van die redigeerders genoem dat hulle 'n naskoolbron wat spesifiek gemik is op die akademiese redigeerder as teiken gebruik en nuttig sal vind. So tweedens is daar bepaal hoe vergelyk die bronne vir redigeerders wat tans in Afrikaans bestaan, naamlik die nuutste weergawe van die Afrikaanse woordelys en spelreëls en skryf Afrikaans van A tot Z, en die bronne wat tans in Engels bestaan, naamlik Publication Manual of the American Psychological Association, the Chicago Manual of Style, Nederlandse Rules en Butcher's Copy Editing. En die inhoud van hierdie Afrikaanse en Engelse naskoolbronne demonstreer dan hoe gefragmenteerd die inligting in die praktyk, as ook tot in die praktyk van Afrikaanse, as ook tot 'n mindere mate Engelse naskoolbronne is, wat dan veroorsaak dat redigeerders natuurlik te veel bronne moet raadpleeg. So die ABS se afdeling oor spelreëls, byvoorbeeld los en vaskryfwyse en hoof en klein letters, word nie toegelig met behulp van voorbeelde wat in die akademiese konteks van toepassing is nie. So daarom sukkel akademiese redigeerders om hierdie naskoolbronne se reëls in praktyk toe te pas. Dan, alhoewel Engelse naskoolbronne ook nie spesifiek op die akademiese redigeerder gerig is nie, bevat die bronne meer inligting wat die akademiese redigeerder nuttig sal vind. Soos byvoorbeeld inligting oor die spesialistveld van akademiese redigering en wette en verwysings na wette. So die gevolgtrekking uit die vergelykende en empiriese studie is dat daar wel ruimte is vir 'n naskoolbron wat op die behoeftes van redigeerders van akademiese tekste gemik is. Okay, so die agtergrond van hierdie resultate is daar nou 'n teoretiese model vir 'n Afrikaanse aanlyn woordeboek vir akademiese redigeerdoeleindes ontwerp wat die volgende eienskappe en inligting bevat. So eerstens is hierdie aanlyn woordeboek 'n beperkte woordeboek, aangesien dit nie die volle leksikon van Afrikaans opneem nie, maar slegs leksikale items wat in ooreenstemming is met die akademiese redigeerder as teikengebruiker. Dan verder is hierdie aanlyn woordeboek neem die rol van 'n stylgids en normeringsbron aan en dit hanteer kwessies oor onder meer korrekte woordgebruik, skryf of spelwyse wat die akademiese redigeerder nuttig sal vind, insluitend inligting oor taalgebruik in bepaalde vakgebiede, as ook oor die spesialistveld van akademiese redigering, en dan word ook skakels na alle reeds bestaande algemene en beperkte woordeboeke, insluitend vakwoordeboeke verskaf. Nou, aangesien hierdie model daarop gerig is om 'n aanlyn woordeboek te ontwerp, is daar hoofsaaklik van Fitness Oliveira en TARP se funksie-teorie vir gespesialiseerde aanlyn woordeboeke gebruik gemaak om hierdie teoretiese model te ontwerp. So,
gepubliseerde aanlyn woordboeke in 3 fases, naamlik die pre-samestellingsfase, die samestellingsfase en die post-samestellingsfase. En die model van 'n aanlyn woordeboek vir akademiese redigeer doeleindes is hoofsaaklik volgens die pre-samestellingsfase en die samestellingsfase ontwerp om die woordboek se funksies en datatipes vas te stel. So in die pre-samestellingsfase is die gebruikersbehoeftes vasgestel na afloop van die empiriese studie waaroor ek vroeër gepraat het, en dan die situasies waarin en doel waarvoor die redigeerder van Afrikaanse akademiese tekste hierdie woordboek gaan gebruik, is kommunikatiewe, kognitiewe en operatiewe situasies, en dis gebruik hulle dan die woordboek vir teksregstelling, teksproduksie, teksresepsie om ekstra inligting oor vakgebiede te kry en ook riglyne oor etiese redigering. Kyk, dan die samestellingsfase van die model is op grond van die gebruikssituasies en ooreenstemmende funksies uitgevoer en die model word dan nou weer speel in die volgende skermgrepe. Soos wat ek reeds genoem het, is daar tot die gevolgtrekking gekom dat die inligting in huidige naslagbronne te gefragmenteerd is. Om sodoende nou 'n eenstopdiens vir redigeerders van Afrikaanse akademiese tekste te verskaf, bevat die tuisbladsy soos wat julle kan sien, soveel as moontlik afdelings van die akademiese redigeerder nuttig sal vind. Dan is daar ook 'n mini-hulp gebruikersleiding opgestel sodat die akademiese redigeerder presies weet watter funksies die aanlyn woordeboek bied. Dan bestaan die model wat ek verder ontwerp het uit 5 inskrywings wat na aanleiding van die vraelyste en vergelykende studie opgestel is, maar as gevolg van tydbeperking gaan ek net een van die inskrywings wys. So die eerste inskrywing val binne die afdeling tabelle en grafieke op die tuisbladsy, en dit is uitgekies omdat akademiese redigeerder leiding nodig het om konsekwentheid en die tegniese aspekte in akademiese tekste te verseker. So, dan die probleem wat uit die bogenoemde inligting of eersgenoemde inligting afgelei kan word, is dat die post-samestellingsfase van die model van die Afrikaanse aanlyn woordeboek vir akademiese redigeerders nog nie uitgevoer is nie, aangesien die model nog nie deur die akademiese redigeerders se beskikking gestel is nie, en dus is dit nog nie empiries getoets nie. So tydens die post-samestellingsfase moet die model deur die akademiese redigeerders en nagraadse studente se beskikking gestel word, sodat die navorsing kan vasstel of die redigeerders werklik tevrede is met die produk. So in hierdie studie word die term bruikbaarheidstoetsing gebruik om te verwys na die proses waar studente as toetsdeelnemers optree om te meet op watter mate die prototype van die Afrikaanse aanlyn woordeboek aan spesifieke bruikbaarheidskriteria voldoen, wanneer hulle dan nou die prototype gebruik om 'n redigeeroefening spesifiek in die natuurwetenskapveld te voltooi. So hierdie redigeeroefeninge het dan aangetoon hoe effektief die woordeboekmodel werklik in 'n redigeersituasie is, en die gebruikertevredenheid is ook subjektief deur 'n post-toets-vraelys gemeet, en in hierdie vraelys is daar gevra of die gebruikers tevrede is met die aanbieding van die data as ook die inhoud van die data. So die motivering om dan die post-samestellingsfase uit te voer en die bruikbaarheid van die model se datavoorlegging en databeskrywing te toets, word gebaseer op high quality en presiese mening dat indien elektroniese woordboeke die gebruiker se raadplegingsprosedures, gebruikerervaring en interaksie met die toestel en programmatuur in ag neem, moderne leksikografiese produkte van so 'n aard sal wees dat hulle die gebruiker se behoeftes bevredig. So die navorsingsdoelwit van die studie is drieledig. Eerstens is die Blom 2018 model van 'n aanlyn woordeboek vir akademiese redigeerdoeleindes aangepas om 'n prototype van die model op te stel. Tweedens is die effektiwiteit en derdens die gebruikertevredenheid van die prototype geëvalueer om dan nou sodoende verbeteringsriglyne op te stel. So die navorsingsstappe wat dan uitgevoer is om hierdie doelwit te bereik, kan in die volgende 3 vrae verdeel word. So 1, wat is die verwagtinge van die akademiese redigeerders aan die Afrikaanse aanlyn woordeboek vir akademiese redigeerdoeleindes stel? 2, hoe effektief is die prototype om die akademiese redigeerders te help om die redigeertaak te voltooi? En 3, watter probleme of tekortkominge ondervind akademiese redigeerders ten opsigte van die datavoorlegging en databeskrywing in die prototype van die aanlyn woordeboek? So, tweede jaar, derde jaar, kort kursus en meneerstudente van die Universiteit Stellenbosch het as respondente in die studie opgetree en daar is getoets of hulle die prototype woordeboek kan gebruik wanneer hulle akademiese teks
aangesien hulle as deel van hulle studieverpligtinge onder andere akadeemiese redigering moet uitvoer. En daar het altesaam 38 respondente aan die studie deelgeneem, waarvan 7 die pre-toetsvraelys gedoen het, 14 die loodstudie en 17 aan die finale toets deelgeneem het. So in die pre-toetsvraelys is daar vrae oor die gebruikerseienskappe, uitleg en inhoud van die prototipe gestel. So die algemene vraag getoon aan die respondente meestal leuke ten opsigte van die natuurwetenskapie veld is, aangesien die minderheid van hulle agtergrondkennis van hierdie veld deur middel van skoolvakke soos fisiese en lewenswetenskappe bekom het. En die respondente se raadplegingservaring van aanlyn woordeboeke is redelik. Hulle het genoem dat hulle al van tevore VAROS aanlyn en HAT aanlyn geraadpleeg het. Dan die vraag oor die uitleg van die woordeboekartikels met spesifiek vasgestel wat getuigsbladsy, die een in die radia, dan wat die weergawe van resultate hieronder, as jy kan sien min of meer, en dan wat die ekstra hulp aan daai kant die respondente verkies. En dan in die onderhoud van die kieses die skermgrepe uitgekom. En dan die vraag oor die inhoud van die woordeboekartikels is daar na aanleiding van die paragraaf wat die respondente moes redigeer, vir hulle gevra watter skermgrepe hulle gebruik het en hoekom. En die meeste van die respondente het die skermgrepe A en B gebruik, aangesien die inligting op die skermgrepe logies uiteengesit is en hulle die beste verstaan het. Maar daar is wel ook genoem dat daar meer inligting nodig is en die skermgrepe nie heeltemal die gebrek aan vakkennis oorbrug het nie. So, hierdie resultate is toe nou gebruik om die prototipe redigeer woordeboek op te stel, waarin nou daarna 'n voorlopige toetsing tydens die loodstudie ondergaan het. Dan vir die loodstudie is die respondente in 2 groepe verdeel en elke groep het 2 toetssessies afgelê. En so kan vir julle dit wys. So, tydens die eerste sessie kon hulle nie gebruik maak van enige naslagbronne nie. En groep A het toets 2 gedoen en groep B het toets 1 gedoen. Tydens die tweede toetssessie het hulle die 2 toetse omgeruil om te verhoed dat die oordrag effek plaasvind en hulle die vraag van die eerste sessie onthou. En tydens die tweede sessie kon hulle gebruik maak van die prototipe. Kijk, so die statistiese ontleding wat hier op die bord verskyn van die redigeertoetse se resultate het aangedui dat die respondente dan wel beter gedoen het met behulp van die prototipe wat in die tweede toetssessie afgelê is, maar jy kan verder op die grafiek sien dat toets 1 'n beter toetsinstrument as toets 2 was en dat daar kan dalk 'n moontlike afleiding gemaak word dat die inhoud van die prototipe dan meer geskik is vir die vrae in toets 1. Okay, so die kwalitatiewe studies se resultate gee verdere uitbreiding van hoekom die toetse se resultate moontlik verskil en waarop ek toe ontwerp om die prototipe aan te pas vir die finale toetsing. So in die eerste vraag het die respondente aangedui dat hulle eerste indruk van die woordeboek was dat dit professioneel lyk en netjies uiteengesit is en een van die respondente het ook gesê dit is fantasties dat daar nou 'n Afrikaanse bron vir redigeerders beskikbaar is. Die ekstra inligting wat aangebied word is 'n groot hulp om terme te verstaan en voorbeelde te sien van hoe 'n woord of leesteken gebruik moet word. Dan in die tweede vraag het al die redigeerders genoem dat hulle wel die volledige woordeboek sal gebruik wanneer hulle teks in die toekoms moet redigeer. En die aspekte wat die meeste uitgestaan het in die vraag is die feit dat hulle al die inligting op een plek kon kry en dit is baie tyd gespaar het en hulle gehelp het om meer effektief te redigeer. Dan na afloop van die derde vraag het die respondente 'n paar aspekte genoem wat vir hulle hindernis was. So die skakels na die lys van Suid-Afrikaanse wette en ekstra bronne was en die skakels by vakwoordeboeke het almal VAROS aanlyn gelei. Daar spesifiek op klem gelê op die uiteensetting van die regsafdeling. Hulle het genoem dat die afkorting simbole en verwysings nie volledig genoeg omskryf is vir iemand wat dit leek is in die vakgebied nie. Dan by die uiteensetting van die onderskeie afdelings in die woordeboek het die respondente genoem dat die vaandgrootte te groot is wat vinnig lees vir hulle verhinder het en hulle het ook genoem dat hulle langs elke ekstra bron 'n foto van die voorblad of webblad ikoon verkies sodat dit visueel meer interessant is en natuurlik makliker herkenbaar ook vir hulle is. Okay, dan die 5de vraag is die voorstel en kommentaar oor die inhoud van die woordeboekinskrywings. Het hulle foute uitgelig soos die feit dat die woordeboek onder andere geen kursief aangedui nie en hulle dan natuurlik gesukkel het met die verwysingsafdeling. En ons ook voorgestel dat 'n lys van algemene vakterme vir elke vakgebied verder ook aandag sal
dat dit goeie etiese agtergrond bied, dat die ekstra bronne hulle kennis verbreek en dit is ook 'n interaktiewe manier van leer is. Daar is wel genoem dat hulle die bron meer aandag sal vind, indien hulle presies weet hoe dit werk en daar dalk iets soos 'n permanente inhoudsopgawe in 'n tipe boekdiagram-stel op die tuisbladsy sal verskyn. So na afloop van hierdie loodstudie se resultate, is dit toe as verbeteringsriglyne gebruik ten opsigte van die prototipe se datavoorlegging en databeskrywing en die volgende veranderinge is aan die prototipe aangebring. So eerstens, bied die tuisbladsy 2 soekopsies. Deur middel van die soekblok bo aan die bladsy en aan die afdelings onder aan die bladsy en dan spesifiek met die oog op meer leiding oor hoe presies die woordeboek werk, is daar meer aandag gegee aan gebruikersaspekte deur op die tuisbladsy reeds ikone te plaas wat die gebruiker lei na 'n verduideliking van die soekroetes, uitleg, ikone, inhoud en etiek. Kyk, so hierdie spesifieke ikone word ook onder gebruikersgids op die boonste strook van die tuisbladsy gevind. Op die ikone bladsy, wanneer die volgende verskyn, word daar 'n beskrywing van elke ikoon gegee wat in die woordeboek gebruik word, sodat die gebruiker weet watter soort inligting om te verwag as hy of sy die ikoon klik. En dan op die inhoudbladsy word daar 'n uiteensetting gegee van die data wat in elke afdeling van die akademiese redigeerwoordeboek voorkom, sodat die redigeerder weet watter inligting in elke afdeling om te verwag, sonder om eers deur elke afdeling hoef te werk. Kyk, en dan na afloop van die loodstudie moes daar onder andere ook foute in die volgende 3 afdelings reggestel word. Soos reeds genoem, het die woordeboek nie persifering aangedui nie. So hierdie probleem is onder andere in die akademiese verwysingsstelsel afdeling reggestel en by die uiteensetting van hierdie afdeling is onderafdelings ook meer prominent geskei. Dan die bestaande skakels in die vakwoordeboeke afdeling, ek hoop julle kan min of meer sien, is ook reggestel en elke woordeboek op webbladsy se kenmerk op die ikoon is ook onder geplaas sodat hulle dit vinniger kan herken. En daar's ook 'n ekstra skakel ingevoeg heel bo aan. Dit is die Open Educational Resource Term Bank. Ek weet nie of julle dit ken nie, wat dan waarskynlik sal voldoen aan die respondente se versoek om toegang tot meer vakterminologie te kry. Kyk, dan in die wette en verwysingswette afdeling is die ekstra skakels na Suid-Afrikaanse wette en ander webblaaie reggestel en daar is ook genoegsame inligting bygevoeg oor hoe om na sake en wetgewing in die hooftekens te verwys. So, die finale toetsing is eers in September afgehandel, so hierdie resultate is steeds besig om verwerk te word, maar na afloop van die resultate van die 2 toetsessies sal dan 'n volledige stel verbeteringsriglyne opgestel word, wat dan weer vir die verdere samestelling van hierdie redigeerwoordeboek gebruik kan word. Dan in verdere studies sal uit moontlike gebruikbaarheid van die verbeterde woordeboek ook op redigeerders in die Suid-Afrikaanse redigeerpraktyk doeltoets verkry. Net so vinnig sê en ek sal ook moontlik wil ondersoek instel na die rol wat die redigeerder as leksikograaf sal speel. Soortgelyk byvoorbeeld aan die nuutskeppingskompetisie waarvoor ons kon inskryf, is daar ook 'n afdeling in die woordeboek waar die redigeerder se insette tot nuwe inligting in die akademiese redigeerpraktyk kan lei. Daar's byvoorbeeld 'n afdeling oor algemeenste foute in akademiese tekste wat tipies saamgestel kan word deur die terugvoer van redigeerders wat op verskillende vakgebiede in die praktyk werk. So, baie dankie vir